worship you, Jesus. We worship you, Lord. We magnify you, Lord. We magnify you, Lord. Wonderful, 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 wonderful. Glory, glory, glory. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to God, glory to God, glory to God. Glory, glory, glory. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. My God, my God, my God, my God. We love you, Lord, we love you, Lord, we love you, Lord, we love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. We magnify you, Lord. We magnify you, Lord. We magnify you, Lord. We magnify you, Lord. I am certainly happy this afternoon for the privilege of Ek being is baie bly vanmiddag vir die voorreg om in een van die paar kerke te wees wat steeds in die Gees aanbid. I think it's just wonderful to come here to Ek dink dis net wonderlik om hiernatoe te kom, om net daardie vertroosting te voel, om net die Gees van God te laat vloei. Ek het my bandopnameman hier gehad om daardie dreensang van die Here te kry, soos die ritme van die mense soos hulle beweeg deur die Gees op bandopname. Ek het dit vir 'n doel gehad, ek het hom gevra om daarvoor te kom. En so bly dat die Here toegelaat het dat dit weer gebeur vanmiddag, waar ek dit verwag het. Nou, deur hierdie brief van Jamaica te lees, soos ons kosbare broer Smit so genadiglik gedoen het, die twee briewe, herinner my net aan toe ons daar was. Julle mag weet dat die hoop van geloof is dit wat die jou koerant se naam is.
die boodskapper van hoop. Daardie koerant het een van die beste advertensies gedoen wat ons in Jamaica gehad het. Broer Smith was goed, beter bekend as enige iemand op die eiland omtrent as gevolg van die koerant. Jou koerant het 'n groot invloed en dra 'n groot ding vir die Here waar dit ook al gaan. Ek het my hand 'n rukkie gelede gehou want dis na my toe gestuur. Dis beslis 'n wonderlike koerant. Mag God dit laat gaan na die vier hoeke van die aarde en groot werk laat doen. Lank lewe hierdie kerk en mag die Gees dit nooit verlaat nie. Moet nooit ingee vir die dinge van die wêreld nie. Hou dit al. Moet julle so arm wees dat daar net 6 van julle oor is. Bly reg by daardie Gees. En laat net daardie, bly net reg by daardie aanbidding. Julle weet, vandag het ons soveel verskillende programme en soveel aankondigings en soveel wat net die tyd opneem en dit neem daardie gevoel van aanbidding weg. Maar ek het met broer Mercier gepraat en ek het gesê, nou jy kan net ontspan, net nie enigiets doen nie, net voel soos daardie iets. Ek dink dit sal goed wees vir hierdie senuweeagtige, neurotiese wêreld om net in plekke soos hierdie in te gaan. Dit sou genesing vir hulle wees om net stil te word. Vandag was 'n verskriklike dag vir my en soveel oproep en sopoorts en fone wat oral lê en ek het hier ingestap. Broer Mercier het gesê ek kan agterkom, jy is senuweeagtig. En ek het gesê wie sou nie wees nie. Nou is ek stil, net die sang en die ontspanning en ek hou net daarvan. Ek voel as ons net amen sou sê en huis toe gaan sou die Here. Nou dat elkeen van ons baat om hier te gewees het in hierdie wonderlike atmosfeer. En hierdie is een van die paar wat oor is, soos hulle vir my sê, dat alle Pinksteraanbidding jare gelede so was. Wens dat dit sou terugkeer, want ek dink ons moet teruggaan na die ou pad, net waar die Gees die voorrang het. Ek hou daarvan. En het jy al opgelet, maak nie saak wie dit was, watter boodskap hulle gehad het nie. Almal word in ag geneem, sien. Net partymaal sien hulle in die kerk, hulle sal dink, miskien sal een of ander persoon sê, dit was nie van die Gees nie, dit net laat voorgaan, maar dit is nie so met broer Smith nie, hy net wie dit ook al is, hy laat net wat, as dit die Here is dit die Here. As dit nie is nie, beteken dit in elk geval niks nie, so hy het net, ek hou daarvan, en dit maak nie gevoel en seer nie, dit bring net 'n liefde soos iemand in 'n woord van profesie gepraat het 'n paar oomblikke gelede. Dat almal net tuis voel sien, en ek dink dit is baie goed, mag dit nooit ophou om so te wees nie, is my gebed. Want daar is baie keer wat ek graag hier wil inkom en net rus, ek wil graag hier naartoe kom en net ontspan soos hierdie vir 'n rukkie. Ek het dit nou op bandopname, so ek net baie senuweeagtig sou raak, sal ek net die bandopname aanskakel en ontspan. Ek sal bepis gewees. Miskien kan die bandopname die ritme daarvan kry en God sal die Gees daarvan gee net om dit te hoor wanneer ek baie ontsteld voel. En want julle weet daar soveel emosies en soveel dinge om ons vandag weg te neem van die Gees. Dis baie lekker om hier te wees. Lees hierdie briewe van die genesing en ek wil dit graag sê sien dat hier nie enig is. Dis nie op die lig nie. Nie op die lig nie. Ek wou net seker wees dit was nie op die lig nie. Julle weet ek hou daarvan om daardie soort briewe te hoor, want julle sien ek's geen goddelike geneeser nie. Ek het nooit aanspraak gemaak om dit te wees nie. En ek het geen spoggerige maniere om dinge te doen nie. Ek het baie antwoord op gebed gehad en dis omtrent al wat ek kan sê net. God was goed vir my om my gebed te beantwoord sien. Dis al wat ek ooit aan enigiemand gedoen het, was net om vir hulle te bid. En ek dink dis omtrent al wat ons kan doen nie waar nie, broer Smith. Is net bid, dis al. God het beloof om gebed te beantwoord en dis net waarvan ek hou. En ek het niks wat sê jy gaan genees word wanneer ek sekere dinge doen, ek my hand op jou lê, gaan jy genees word nie. Ek glo net God antwoord gebed. En ek bid net en hy die briewe kom in en hulle word genees, so dis net omtrent dit.
I'm grateful for the opportunity. Nou, ek is dankbaar vir die geleentheid om te hê om met hierdie vergadering vanmiddag te praat. Hierdie gemeenskap van die Pisga Kerk, en ek weet nie waaruit dit alles bestaan nie, maar ek hoor dat daar predikers en sakemanne en lekedom en almal van ons hier bymekaar is. So vanaand waarom ek aangekondig het by die Angelus Tempel gisteraand wat ek vanaand sou doen, want ek het gedink dat ek sou laat wees hier. Gewoonlik vir die wat ek die onderskeiding sou noem of so voort. Begin ek gewoonlik omtrent 3 uur bid en word nie meer geplan van daar af tot die tyd nie, maar vanaand het ek gesê sal ek al die gebedskaartjies opneem en vir die siekes bid vanaand by die tempel. En 'n reeks boodskappe oor Abraham begin uit die skrif. Nou net voor ek my teks neem vir 'n paar oomblikke, laat ons weer ons hoofde buig, net 'n oomblik. Here, ek is so geseën deur hier in U teenwoordigheid te wees vandag. So bly dat daar steeds 'n oorblyfsel is wat die Gees van die Here aan die beweeg hou in hulle midde. Deur hulle toewyding en hulle liefde en toewyding aan U. Here, seën hierdie kerk van 'n klein seentjie af, het ek daarvan gehoor. And I pray, Lord, that your blessings will continue to be here. En ek bid, Here, dat U seëninge hier sal bly. Hou hulle nederig, seën die pastoor en al die medewerkers en almal wat dit verg om so 'n plek te maak. We pray that you will bless them. Bless their paper. Ons bid dat U hulle sal seën. Seën hulle koerant, want dis 'n groot seën vir ander wat dit lees. En mag alles wat bereik is tot U eer en verheerliking wees. Nou mag ons nou ons gedagtes vestig na die aanbidding op die woord vir 'n paar oomblikke. En ons bid God dat hierdie die oordeelshuis is waar ons onder die ou akkerboom kom as ware. Om te rus en om nuwe opdragte te kry en weer uit te gaan in die oesland om te preek en die oes in te samel. Grant, Lord, that your Holy Spirit will speak, for we asked it in the name of thy Son. Skenk, Here, dat U Heilige Gees sal spreek. Want ons vra dit in die naam van die Seun, die Here Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you. For a text, I would like to use the Vir 'n teks wil ek graag die 14de vers van die 22ste hoofstuk van Matteus gebruik. Want baie is geroep, maar min uitverkies. En vir 'n onderwerp wil ek graag gebruik God se voorsiende weg. Now, we hear so much today of the second coming of the Lord. Nou ons hoor soveel vandag van die tweede koms van die Here en waarlik, dis waarvoor ons almal wag, die koms van die Here. I truly believe that we are near that great event. Ek glo waarlik dat ons naby daardie groot gebeurtenis is. Die grootste gebeurtenis wat ooit gebeur het of ooit kon gebeur, is net naby. Dit word nou gemanifesteer. Dit is sy koms. Die kerk het gewag vir hierdie tyd vir 2000 jaar en ons sien die ontvouing van die skrifte. Jesus in the light of Calvary, just a few hours before he was crucified. Jesus het in die lig van Golgotha net 'n paar uur voor hy gekruisig is, meer van sy tweede koms gepraat as wat hy het van sy kruisiging. So dit moet 'n groot ding wees wat binnekort voorlê. En nou dat ons vergader is, predikers en Christen sakeman, lekedom, traktaatjiewerkers en hulle wat verskillende soorte bediening doen. Ek dink dat ons soort van moet nagaan terwyl ons onder die skaduwee van die kruis is vanmiddag. En dat God ons iets in ons harte sal gee
om hiermee uit te gaan. Some time ago I was in Finland. 'n Tyd gelede was ek in Finland en ek het in die pad afgekom in 'n motortjie. En in Finland is die mense arm en die jong dames is buite op die lande met die ou tydse sense. Sorteerrame om die koring te sny en dit vas te maak met van die gerwe. En baie van hulle het onder 'n eislike groot boom vergader om hulle middagete te eet. En ek het gedink dit was 'n goeie tyd om te praat want ek het 'n tolk saam met my gehad. En ons het gestop vir net 'n paar minute waar daar meer as 20 mense vergader het uit die oesland onder die skaduwee van 'n groot boom. En ek het met hulle gepraat oor die liefde van die Here en hulle vertel dat ek gehoor het van hoe dat na die oorlog hulle die moes gebruik. Hulle het nie tyd gehad om die lande te ploeg nie, want die winter het gekom. En hulle moes net die agter hulle aantrek om die grondoppervlak te krap, om die saad in die grond te kry. Want as hulle nie die saad in die grond gekry het nie, sou daar geen oes volgende jaar wees nie en almal sou vergaan. En in die aand moes die vroue die mans geen perde diere om dit te trek nie. Die mense moes die eg trek. En daar was geen mans in die kamp nie. Hulle moes die kindertjies het voor hulle uitgegaan met 'n lantern in die nag om 'n lig te maak. Sodat hulle die saad in die grond kon sit en voor mamma hardloop, die kleintjies, terwyl klein broertjie gerus het vir die volgende skop. Hulle moet op 'n manier die grond krap. Hulle het nie tyd gehad om te ploeg nie, want dit was te laat in die seisoen. Moes vinnig die korrels in die grond kry, indien nie, sou daar geen oes wees nie. En ek dink terwyl ons vergader is, behoort ons te dink dat dit later is as wat julle dink. Krap die grond op enige manier. Ons het nie tyd vir kweekskole en 'n hele klomp goed leer nie. Maar ons moet die woord by die wêreld kry, die oppervlakte op 'n manier krap en die woord dag en nag saai, want as daar geen korrels in die grond is nie, kan daar geen oes vir die koms van die Here wees nie. Terwyl ek gepraat het met daardie klomp Finse mense, het 17 die doop van die Heilige Gees ontvang net 'n paar oomblikke daarna. The time is close. We must hurry. Die tyd is naby. Ons moet opskik, so ons moet dink. En hoe ons hierdie groot ding moet benader wat ons nou doen. Geleerdheid het gefaal en al die ander mensgemaakte dinge het gefaal. Ons sien dit het en ons denominasionele grense het grense tussen die mense gebring. Om hulle te laat stry en aangaan oor hulle denominasies, maar ek glo dat ons nie die ding gekry het wat Jesus vir ons gegee het, om vir die kerk te gee, om vir die mense te gee nie. Julle weet, ek dink voor ons vanmiddag vertrek, moet ons nagaan en kyk waarvan ons Here gepraat het, toe hy hierdie gelykenis geskryf het, of dit gesê het, liewer. Julle sien daar, ons behoort te weet hoe om vir die mense te sê en voor te berei vir hierdie groot gebeurtenis wat kom. As die koms van die Here so groot is dit die belangrikste ding wat ons kan doen. Is om die mense daarvoor voor te berei. Want as hy kom en ons nie voorbereid is nie, dan sal ons uitgelaat word. Maar ons moet die weg van die Here voorberei hiermee, ons boodskap van hom. Want daar is 'n weg, die skrif praat van, wat reg lyk vir die mens. Daar is 'n weg wat reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. So wat as mense op die verkeerde manier voorberei word? Wat as soldate na die veld toe gegaan het, nie opgelei was vir die oorlog nie,
maar om daar uit te gaan om te dans. Hoewel hulle sou mag o sulke goeie dansers wees, hulle moet opgelei wees om te veg. Wat as hulle daar uitgegaan het om een of ander soort affære te hê en nie geweet het hoe om hulle geweer te gebruik nie? Hulle sou niks help nie, so ek dink dat die werkers van die oes moet voorbereid wees om te weet hoe om die mense op te lei vir die koms van die Here, want daar is niemand van ons wat dit wil mis nie. We are living so close to the coming. En ek glo dat ons so naby aan die koms lewe dat hierdie groot wonderbaarlike dinge wat ons sien verskyn, die aanduiding van sy naderende koms is. Nou Jesus het hierdie gelykenis geleer en as julle sal amper 'n oosterse beskouing van die skrifte moet hê voor julle ooit in staat sal wees om die gelykenisse te verstaan, want die Bybel is 'n oosterse boek. Ons is westerse mense wat na die Bybel kyk uit 'n westerse standpunt, terwyl dit 'n oosters geskrewe woord is, want dit is 2000 jaar gelede geskryf, waar die betekenisse dieselfde is. Maar as jy ooit na die ooste toe gaan, sal die Bybel 'n nuwe boek vir jou wees. Sy betekenisse, sy verklaring sal soveel beter lyk. Ek bedoel nie om te sê dat ons nie weet hoe om gered te word volgens die orde van die skrifte nie, maar ek bedoel om dit te sê, dat dit duideliker vir julle sal raak wanneer julle sien hoe Jesus geleer het in daardie dag in die oosterse gebruike. En hulle het niks verander nie. Hulle is vandag net presies soos hulle toe was. Sodat die mens nie deur mekaar sou raak nie, dat hierdie dinge waarin ons nou so verstrengel is, nie sou gebeur nie, het Jesus die mense in gelykenisse geleer. Nou soos hierdie bruilofsmaal, natuurlik, ons weet almal dat die bruilofsmaal in die toekoms is. Dat toe al die verlostes van alle eeue opgekom het voor die teenwoordigheid van God, verlos deur die bloed van die lam. En daar gestaan het in sy bloed en toegedraai in die kleed van sy geregtigheid. Dan sal ons daar die groot bruilofsmaal hê wat uitgesprei sal word oor die hemele. En ek dink aan daardie dag dat baie van ons hier wat al die end in die pad af is, met strepe, grys hare en krom skouers. Wel, omtrent 90% van ons gehoor vanmiddag is oor die halfpadmerk, soos ons dit noem. Many of you has worked and struggled and done without and sacrificed. En baie van julle het gewerk en gesukkel en gebrek gelê en opgeoffer en om die boodskap van die evangelie oor te dra. And I'm thinking about that day when it's all over. En ek dink aan daardie dag wanneer dit alles verby is en die bruilofsmaal gedek is en ons oor kan die tafel van mekaar gaan sit het. I'm sure if I'm blessed by the Lord to get to be there, I'll look where I say I met. Ek seker as ek geseën is deur die Here om daar te kan wees, sal ek oorkyk. Ek sal sê, ek het jou ontmoet by Pisga, het ek nie? Wanneer ons mekaar aan die ander kant ontmoet en praat van die tye, dat wanneer ons by mekaar kom soos hierdie, om instruksies te kry hoe om uit te gaan en siele te wen en af te kyk in daardie lang ry, papa en mamma en almal van hulle teenwoordig, as dit nie 'n wonderlike tyd sal wees nie, daardie bruilofsmaal. Ons sal oor die tafel uitreik en mekaar in die hand neem, mekaar se hande vashou en ek sekere traantjies sal teen ons wange afloop van waardering vir God se genade om ons daar te kry.
Dan sal die koning uitkom en alle trane, soos ek baie keer gesê het, uit ons oë vee, sê, moenie meer huil nie. Daardie dae is nou verbygaan in die vreugde van die Here in, wat vir jou voorberei is vanaf die grondlegging van die wêreld. Ons wil almal daar wees en ons wil almal wat ons kan kry, moet daar wees, want dis dringend, die tyd is verby en ons wag vir sy koms. Did you notice he said, when he sent forth first, the first group, they come back and Het julle opgelet, hy het gesê, toe hy die eerste keer uitgestuur het, die eerste groep, hulle teruggekom en daar is verskoning gemaak. Hoe hulle dit of dat gehad om te doen, die koning aaneet, natuurlijk is God, die seun is Christus, die seun van God. En ons, die bruid is die een wat genooi is, die bruid sal die hele aarde wees wat genooi is, almal word uitgenooi. Maar daar's 'n paar goed wat ons moet doen voor ons uit daardie bruilofsmaal kan bywoon. Nou in die ooste, wanneer daar 'n troue sou wees, wat gebeur het, die koning het die tyd bepaal vir sy seun se troue. En dan was dit die seun se plig om die uitnodigings uit te gee en niemand kon na daardie aandete te kom sonder 'n uitnodiging nie. Ek glo nie dat daar ooit 'n man of 'n vrou was wat ooit in 'n kerk ingeloop het of in die teenwoordigheid van God inkom sonder dat hulle 'n uitnodiging vir hierdie avondmaal gegee is nie. Nou, jy kan dit aanvaar of jy kan dit van die hand wys, dit hang van jou af. Party mense gaan kerk toe jaar na jaar en dag na dag, herlewing na herlewing en wil steeds nie daardie uitnodiging aanvaar nie. Hulle bedoel nie om dit van die hand te wys nie, maar hulle persy net om dit te doen. Het julle opgelet, een het iets gehad om te doen, hy het 'n stuk grond gekoop, die ander het net 'n paar osse gekoop en hy moes hulle gaan uittoets. Nie asof hy die os sou toets voor hy hulle gekoop het nie, julle sien, dis net 'n verskoning. En ek weet dat al julle predikers en sopoorts en sakemanne, traktaatjie werkers en sopoort, julle vind almal daardie dinge, mense het verskonings, ek moet net by die huis bly vanaand. Ek kan nie die herlewing bywoon nie. Onthou net, God het gesê hulle sou dit doen. Hulle wys hulle uitnodiging van die hand. Nou, kom ons kyk weer daarna in 1. Hy het hierdie gedoen, sy vrou wil hom nie laat kom nie, en dis nog 'n verskoning. Daar behoort niks te staan tussen ons en daardie uitnodiging nie. Al kos dit 'n span os op jou besigheid, op jou vrou, op jou kinders, op enigiets, niks behoort ons te skei van daardie uitnodiging nie. God het jou geroep na sy oesland, of om iets vir hom te doen. Daar behoort niks tussen jou en God te staan nie, dit moet eers te kom. Die uitnodigings is uitgegee. Nou, toe die uitnodigings uitgegee is die verskonings gemaak. Toe het hulle teruggekom en gesê, hulle wil nie kom nie. Nou as jy oplet, die laaste keer wat hy hulle uitgestuur het, was om in die lanings en hoofweë en paaie in te gaan, die krepeles, verlamdes en blindes, en hulle te dwing om in te kom. Want God is vasbeslote dat sy tafel nie gedek sal word en daar niemand daar sal wees nie. God wil sy tafels vol hê. Die gemeste diere is geslag, alles is voorberei en alles is gereed. En as julle sal oplet, die laaste groot boodskap wat moes gaan, was om na die hoofweë en paaie toe te gaan. Nou, dis waarvan ek hou van hierdie kerkie hier, wat die armes voed, die verlamdes, die krepeles, die verdordes inneem, bid vir die siekes. En ek het hierdie bordjie hier gelees wat my die idee gegee, en die krepeles sal loop, het dit gesê. Sekerlik. Die laaste oproep en die laaste uitnodiging was 'n wonderlike tyd wat oor die land sou trek in goddelike genesing.
Dit was die laaste en ons sluit nou die einde daarvan af, trek net die lospunte in net nou. So hoe naby is die koms van die Here? Gaan na die lanings en paaie, bring hulle in, dwing hulle om in te kom, bring in die verlamdes, die krepeles, die blindes. Hulle het die genesingsdiens gehad. Die genesingsdiens vir goddelike genesing is nooit die hoofsaak van enige diens nie. Dit behoort nie te wees nie. Ons neem nie net die diens vir genesing alleen nie. Soos Broer Bosworth altyd gesê het, goddelike genesing is soos die aas aan die hoek. Jy wys nie vir die vis die hoek nie, jy wys vir hom die aas en hy gryp die aas en kry die hoek. So dit, hoe dit is met goddelike genesing, dit bring die mense by mekaar, dan is die hoek die evangelie wat die visse vang vir God se koninkryk. Nou voor enige iemand kon bywoon, wat as jy vanaand 'n uitnodiging gekry het om na die president van die Verenigde State toe te gaan en om sy seun se aandete by te woon, sou jy sê. As die president se seun 'n aandete sou hou en jy net 'n arm man op hier buite wat werk vir 'n lewe soos ons almal doen, hoe salig sou dit wees as iemand kom en jou uitnodiging gee van ons geliefde president Dwight Eisenhower om 'n groot bruilofsmaal by te woon wat hy gehou het. Nou jy weet dit, jy sou daaroor spog. Wel, jy sou reg oor Los Angeles gaan en die mense vertel, kyk watter belangrike persoon is ek. Sekerlik, die president van die Verenigde State het my uitgenooi na die bruilofsmaal. Wel, dit sou 'n eer vir jou wees om daardie bruilofsmaal by te woon. Dit sou 'n eer wees, jy sou 'n uitgeleese persoon wees om daardie bruilofsmaal by te woon. En ek is seker dat die president nie vir jou so 'n uitnodiging sou stuur, tensy hy gedink het jy sou dit sekerlik aanvaar nie. Maar wat dink julle sal gebeur as jy vir hom laat weet het, ek wil nie kom nie? Hoe seer sou dit nie sy gevoelens maak nie? Wel, wat dink julle sou dit dan wees, dat God julle uitgenooi het, om daardie bruilofsmaal by te woon? Die mense sê, die mense wat die Heilige Gees het, spog te veel daaroor. Ons kan nie genoeg daaroor spog nie, dis iets om oor te spog. Ons word uitgenooi na die bruilofsmaal van die Seun van God. Dis werd om op die straat te loop en te getuig en elke skepsel te vertel waarmee jy in aanraking kom, wat 'n goeie ding dit is, dat jy uitgenooi is na die bruilofsmaal. God Almagtig het jou gekies uit die krotbuurte van die aarde om die bruilofsmaal van sy geliefde seun by te woon. O, wat 'n uitnodiging is dit. Dis 'n 100 miljoen president aanetes werd om daardie avondmaal by te woon. Nou as meneer Eisenhower geweet het dat jy nie geskikte klere gehad het om te dra nie, dan sou hy natuurlik reëlings tref daarvoor, en dis presies wat God gedoen het. Hy het reëlings getref dat jy op 'n sekere manier aangetrek moet wees, want onthou julle, hy het gesê, roep die goeies en die slegtes, roep hulle almal saam, maar geen verskil wat jou vorige lewe was nie. Hy uitnodiging het om te kom, as jy gereed om te kom. Of jy nou sleg was, of jy 'n straatvrou was, of jy 'n dobbelaar was, of jy 'n dronklap was. Of jy 'n moordenaar was, maak nie saak wat jy was nie, as God jou die uitnodiging gee, aan jou hart klop, sal hy vir die res daarvan sorg. Moenie bekommer wees nie. Hy sê, wel, ek is net 'n lou waarom kerk laat maak. Jy sal steeds daarvoor sorg as jy net daardie uitnodiging sal aanvaar. Hy sê, wat is die uitnodiging? Wie ook al wil, laat hom kom en vrylik drink van die waters van die lewe. Die uitnodiging is vir wie ook al wil. En nou in die ooste, die seun wat gegee die, wie se troue dit sou wees, moes die klede voorsien. Niemand kon kom sonder om eers het hy 'n kleed gedra. Hier soek hom, want as een kom 'n goeie ryk vrou kom met 'n blomhoede
And rich man come with a En 'n ryk man het gekom met 'n aanpak aan en die volgende man, 'n vrou het gekom met een van daardie klein ek het gedink ek kon daaraan dink. Gereide katoen, waar het ook al is een van daardie soort rompe aan en die volgende vrou het 'n syromp aangaan. Ek sê julle wat hierdie oudtydse godsdienst vir julle sal doen. Dit sal 'n gereide katoen romp en 'n syromp hulle arms om mekaar laat sit en hulle suster laat doen. It'll make a tuxedo, hug a pair of overalls and holler, brother! Dit sal dit doen, dit sal 'n aanpak, 'n oorpak laat omhels en skree, broer, ek het jou lief, dis wat dit sal doen. Dit sal die styfheid uit jou uithaal, ja. But in this oriental way of doing Maar in hierdie oosterse manier van dit doen, was daar klere, sodat hulle almal dieselfde sou lyk. Ek is so bly daaroor. Selfs my ou Kentucky gebroke manier, geen geleerdheid nie. Still I can wear the robe because he give it to me. He invited me and I accepted Eers it. kan ek die kleed dra, omdat hy dit vir my gegee het. Hy het my genooi en ek het dit aanvaar. Maak nie saak hoe jy mag wees nie, die kleed bedek die. Dit maak die verskil, sien die kleed doen. Now, God made a robe also to cover. That's the blood Nou of God het Jesus ook 'n kleed Christ. gemaak om te by the bedek. Holy Dis Ghost. die bloed van Jesus Christus deur die Heilige Gees die kleed. Now, when the people Nou wanneer die come, mense they gekom brought het their hulle invitation. uitnodiging Now, gebring. here's where I Nou think hier is waar our ek dink ons crude skrieffout mistake was. has been. Not Nie us, ons nie, but maar I don't mean to say the full gospel. ek bedoel nie om te sê die volle evangelie mense nie, ek praat nie met hulle nie. Maar ek bedoel soos met geen disrespek teenoor predikers nie, sulke groot manne wat ek eer en manne wat ek met my hele hart respekteer. Ken die persoon op die veld wat ek enigstens meer kan eer en respekteer as Billy Graham vir die groot werk wat hy doen nie. Ek het hom nou die aand gesien gepreek net waar ek hom nou moet volg, met sy oë swart hier van daardie bloedklomp. En hulle het bordjies in die strate gesit, so het die nuus gesê, hom uitgejou gaan terug. Selfs toe al Roberts omgedraai het Billy Graham daarby gebly totdat hy dit deurgehamer. Ek sê julle, ek het respek vir Billy Graham, dis presies reg, Jack Schuller. Toe het meneer Graham een keer gesê dat hy gewonder het waarom toe hy in Louisville was, dat toe Paulus uitgegaan het en die Bybel geneem, dit opgehou soos hierdie. Hy het gesê by die Christen ontbyt die oggend, die predikers ontbyt liewer, het hy gesê, julle weet toe Paulus uitgegaan en een bekering gekry het, die volgende jaar het hy teruggekom en daar was 30 uit daardie een. Maar gesê, ek sal in 'n stad ingaan en 'n paar weke veldtog hou en ek sal miskien vir die Here miskien 20,000 bekeerlinge hê en terugkom oor 'n jaar, kan ek nie 20 van hulle kry nie. O, ek het gedink dit was wonderlik. En hy het gesê, weet julle wat makeer? Hy het gesê, dis die klomp van julle lui predikers, dat nadat ons hulle in Christus gekry het, sit julle met julle voet op die lesenaar en skryf vir hulle uitnodiging in plaas van om na hulle toe te gaan en hulle hande te skud en hulle in te bring. That was very good. And was a fine statement. Dit was goed, dit was baie goed en was 'n goeie stelling, maar jy weet, ek wou nie anders wees nie. Maar ek het gedink, Billy, wie het uitgegaan en gekry? Watter prediker het gegaan? En Paulus se een bekering gekry. Wie was die pastoor daar wat so lui was, wat sy voete op die tafel gehad het? Hier's wat dit is omdat in hierdie dag die moderne manier is om hulle die uitnodiging te gee soos hulle uitgestuur word. Maar broer, dit sê nie dit nie. Jy neem hulle nie diep genoeg nie. Jy bring hulle terug na 'n plek na waar hulle daardie ondervinding kry om regtig wedergebore te wees nie. Paulus het sy bekering deurgeneem na die doop van die Heilige Gees en die vuur van God het in sy hart gebring. Hy het nie enige nodig gehad om of die prediker lui was of nie. Hy het gewerk om te doen wat God net sy hart het gebrand met die Heilige Gees en vuur en hy was uit om die werk te doen, dis reg. Die ding daarvan is vandag, ons moderne teologie en 'n teoloog en moderne kerkleer en so voort, ons stuur net die uitnodigings uit. Maar nou, nadat hulle die uitnodiging gekry het in die oosterse gebruike, toe hulle by die plek gekom het om in te kom. Sleg, arm, onverskillig, almal met hulle uitnodiging in hulle hand, het die seun hulle by die deur ontmoet. En hy het die uitnodiging geneem en hy het dit deurgekyk en het gesê, dis gaaf van jou as waarom so te sê.
vir jou om my uitnodiging te aanvaar. Nou sal ek kyk wat groot Heer. And he fit him up in a robe. Hy het vir hom in 'n kleed aangetrek en hom dan deur die deur laat ingaan na die banketsaal. Daar's die verskil. Peter said on the day of Pentecost, repent Petrus het every one gesê of op die you dag van Pinkster and be bekeer u en baptized laat in the name of elkeen van Jesus julle Christ gedoop for the word in die naam van remission Jesus Christus of tot sins, and vergifing van you sondes shall en julle sal die receive the gawe gift van of die the Heilige Holy Gees ontvang, Ghost. want die belofte kom julle toe en julle kinders. And to them it's far off. En hulle wat daar As many ver as is, the Lord selfs our God soveel shall as wat die call. Here ons God sal roep. Paul met some Baptists in Acts 19. Paulus het And 'n he paar said, "Have you baptiste received the ontmoet in Holy Handelinge Ghost 19 en hy het since gesê, you het julle die Heilige Gees believed?" ontvang They had nadat the julle invitation. geglo het? Hulle het die Have you uitnodiging got the gehad, maar robe het on julle yet? al die kleed aan? Have you Is jy been uitgenooi na die invited to the wedding bruilofsmaal? supper? Yes. Ja, Then you dan must moet be jy aangetrek dressed. wees. Would you go to the president's supper Sal up jy there? na die If he president se asked you aandete toe with gaan your hands daarbo as jy all jou gevra het black met jou and hande greasy, swart and en you went vetterig with your en hair julle hanging vroue down, met julle hare wat your face afhang en not washed, julle and gesig your nie gewas old nie dirty en julle ou apron vuil on. voorskoot aan. You would Nee be meneer, so out of jy sou place. so uitplek wees. And so a bunch of this lukewarm so-called Christianity be out En of so sal 'n place when klomp it's van such hierdie heavenly louwarm place where they're sogenaamde shouting Christendom and uitplek praising wees and rejoicing wanneer dit daar die and hemelse singing in plek the tref waar Spirit. hulle skree en prys en juig en sing in die Gees, so uitplek het. I was preaching Ek het 'n some tyd time gelede ago, gepreek en 'n kerel het gekom wat aan 'n sekere denominasie behoort het. Hy het gesê, "Billy, ek het jou boodskap geniet, maar gesê daardie vrou daar agter wat aan ons sê het, Amen en geheil het gesê, sê het my amper laat doodvries, gesê ek sê jou, daar het rillings teen my rug afgeloop." And I said, if she wasn't doing it, shivers would be running up my Hy back. het gesê as sy dit nie gedoen het nie, sou daar rillings teen my rug afgeloop het. Ek sou nie weet waar ek was nie. Oh, I love to feel the Spirit of God. Ek hou daarvan om die Gees van God te voel beweeg onder die mense wat hulle versadig met die Heilige Gees. Hy het gesê, o, dit het my amper gevries. I said, brother, if you would ever get to heaven, you really would. Ek het gesê, broer, as jy ooit in die hemel sou kom, sou jy regtig doodvries, want daar gaan geskree en God geprys en gejuig wees en duisende maal duisende wat juig en sing en God prys wanneer hulle in die teenwoordigheid inkom. I might as well get customized here. Kan net sowel hier gewoond raak voor hy daarna toe begin gaan. Nou die oosterse tipe was dat die seun daar gestaan het om die uitnodiging te ontvang. Nou Paulus se groep, of ek bedoel Johannes se groep, moes die uitnodiging ontvang. Maar Paulus het gesê, as julle bekleed nadat julle uitnodiging ontvang het julle die Heilige Gees ontvang nadat julle geglo het. Dit gesê, ons weet nie of daar enige Heilige Gees is nie. Hy het gesê, maar watter doop is julle dan gedoop? Hulle het gesê met die doop van Johannes. Hy het gesê, toe het Johannes gedoop tot bekering, deur vir hulle te sê, hulle behoort te glo in hom wat gekom het, dit is hier in Jesus. En nou toe hulle dit gehoor het, is hulle gedoop in die naam van Jesus Christus en Paulus het sy hande op hulle gelê en die Heilige Gees het op hulle gekom. Sien julle die verskil? Uitnodiging is net, kom, jy word uitgenooi. Maar toe die seun hulle ontmoet het met die uitnodiging by die deur, toe het hy vir hulle kleed aangetrek. Amen. Nou voel ek godsdienstig. Vir hulle 'n kleed aangetrek. Het een daar gehad vir hulle grootte. En hy het die kleed vir hulle aangetrek sodat almal dieselfde sou lyk. Julle sien, daar's geen groot manne nie. O, wanneer mense dit begin sê, o, as Broer Branham kom om vir die siekes te bid. Dit het niks daarmee te doen nie. Ek kan niemand genees nie. Daar's geen groot koppe by God nie. Ons is almal sy kinders, elkeen van ons, daar geen verskil in ons nie. Ons hoef nie die grootste veldtog te hê of die grootste dit of die grootste dat nie. Is vleeslik en God sal nooit seën nie. Ek twyfel partymal dat die kleed aan 'n persoon is wat so optree. Ek sê jou broer, God maak ons almal dieselfde van, almal van ons is een wanneer ons die kleed aan het. Maak nie saak of hulle nie kan praat en nie eers hulle ABC ken of wat dit ook al is nie. Ons is almal dieselfde in Christus Jesus. Dis hoekom ek daardie opmerking gemaak het wat ek 'n rukkie gelede gemaak het. Ons wil almal dieselfde wees. En trek hulle hierdie kleed aan, dan kom hulle in en hulle is welkom in die plek. Hulle kan inkom en by die bruilofsmaal kom. Jesus het toe gesê dat in hierdie plek het hy een man gevind wat daar sit, wat nie die kleed aangehad het nie. Hoe het hy ingekom?
Dit was die vraag. Daar was een wat nie die kleed aangetree het nie. Onthou, hy het in verskeie plekke gesê dit sou gebeur. Nou, hulle het ingekom, hy het een keer gepraat van die reën wat val op die regverdige en die onregverdige. Hy het gepraat van een keer van die koring in die veld en die onkruid, hulle groei albei saam. En baie sal na my toe kom en daardie dag en gaan sit in die koninkryk saam met die kinders. En die kinders van die koninkryk sal uitgewerp word, sien, omdat hulle gesê het, Here, ons het dit gedoen in die naam, en ons het dat gedoen in die naam. Hy het gesê, ek het julle nooit geken, ek gaan weg van my af, julle werkers van ongeregtigheid. Dis dieselfde persoon wat hy daar gevind het, sonder die kleed aan. Nou, partymal verwys ons na mense soos ek self wat uitgaan en bid vir die siekes en 'n sukses het. Dit beteken nie ek gaan hemel toe nie, sien. Die persoon wat regtig daar kom was 'n bietjie verbaas toe hy daar gekom. Baie in daardie dag hulle sal sê, wanneer was u naken, Here, en het ons u bekleed? Wanneer was u honger en het ons u gevoed? Wanneer was u in die tronk en het ons u besoek? Gesê wat julle dan ook al aan hierdie my broers gedoen het, dit het julle aan my gedoen. Hulle het nie eers gedink hulle was waardig om daar te kom. Ons dink ons is een of ander soort groot kop. Hoe gaan ons ooit 'n gees hê om daar te kom? Partymal wonder ek oor die kleed wat daardie mense. Dat ons daardie gesindheid het dat ons groter is as iemand anders, beter as iemand anders. Ons is 'n groter getal, ons denominasie is groter op iets. Hoe gaan ons dit ooit so maak? Hulle die kleed was om hulle almal dieselfde te laat lyk. En in God se oë lyk ons almal dieselfde, sekerlik. Ons is sondaars, gered uit genade. Ons moet dit erken, van die rykste tot die armste, van die besgeklede tot die slegste klere, omdat die uiterlike kleredag niks daarmee te doen het nie. Dit sal vergaan, maar die binneste is wat blywend is. Ek sal liewer my gees bedek wil hê met die kleed van sy heiligheid, as om die beste pak klere te hê wat in die hele wêreld gekoop kan word. Sekerlik, ryk in die koninkryk van God. So hierdie een man het daar gesit, sy plek ingeneem en langs die tafel gaan sit, daar gesit. En die koning het ingekom en hy het hom daar sien sit. Nou onthou, hy het nooit net gesê, nou ek het nooit geweet dat jy so kom nie, of iets, of. Hy het gesê, vriend, hy het hom nie bestraf omdat hy gekom het nie. Hy het nie gesê, nou jy moes nooit gekom het nie. Nee, dit was nie dit nie. Hy het gesê, wat moes gebeur het? Wat maak jy hier sonder 'n kleed aan? Daar is die volgende ding. Nou mense, om jou traktaatjie uit te deel, dis goed. Om met die man oor God te praat is goed, maar moet hom nie daar los nie. Bly net reguit agter hom aangaan, totdat jy hom by die altaar geklee sien in God se geregtigheid. En die geregtigheid van die Heilige Gees, totdat hy gevul is met die Gees. Wanneer enige iemand hier in jou kerk inkom, 'n evangelis 'n diens hou, en miskien is hy die een wat die uitnodigings uitgee, en die uitnodigings van vriende van Christus gee. Die evangelis wat uitnodigings uitgee, maar wanneer een kom, moet jy hom nie daar laat stop nie. Neem jy hom reguit aan in teenwoordigheid van God in, totdat hy hom beklee. 'n Bruilofsmaal gaan binnekort begin. Wat het gebeur? Wat kon hy sê? Die Bybel het gesê dat hy spraakloos was. Hy kon niks sê nie. Hoekom? Want hy het op 'n ander manier ingekom as die deur. As hy deur die deur gekom het, sou die seun vir hom 'n kleed gegee. Jesus het gesê, hy wat op enige ander manier opklim is dieselfde as 'n dief en 'n rower. Nou jy kan daar kom, jy sal in die hemel wees, maar jy sal weer uitgeskop word, so wat nut. Hulle kry meer hel as ooit, dis reg. Om te weet dat jy daar was om die pragt te aanskou en dan verwerp te word, sien julle wat ek bedoel? Wat is hierdie kleed? Wanneer jy die kleed van Christus dra, behoort jy die gees van Christus in jou te hê. En die gees van Christus sal optree soos Christus. Dit sal die werke van Christus doen. Dit sal sag, langmoedigheid, goedheid, genade, sagmoedigheid wees, geduld by die Heilige Gees, liefde, vrede, langmoedigheid. Dit is die Gees van God wat kom wanneer hy beklee word met sy geregtigheid. Sy Gees lewe binne in jou. En hierdie man was spraakloos, hy het verbygekom. Miskien sê hy, wel, wag 'n bietjie, ek's 'n Presbyterian, Methodist en ek's 'n Pinkster. Dit het niks daarmee te doen gehad nie, sien.
Hy het nie deur die deur gekom nie en hy het nie 'n kleed gekry nie, want Jesus het gesê, ek is die deur van die skaapkraal. As jy kom, kan jy nie kom deur die Methodiste kerk nie, jy's 'n dief en 'n rower. Jy kan nie kom deur die Baptiste kerk nie, jy's 'n dief en 'n rower. Jy kan nie kom deur die Pinksterkerk nie, jy's 'n dief en 'n rower. Jy moet kom deur Jesus Christus. Dis die enigste manier wat jy ooit na hom toe kan kom, is om deur Jesus te kom. En wanneer jy deur hom gaan, gooi hy sy liefde 'n kleed om jou. Lei jou na die kudde en ons lewe in die halleluja kant, het die skrywer gesê, kom by die deur in. Hy het opgekom met die mense se weg. Hy het op een of ander manier opgekom. Die kerk se weg, hy het op 'n ander weg opgekom, sien. Maar God het 'n voorsiende weg en daardie weg is Jesus. Wanneer jy kom deur Jesus, neem jy Jesus aan deur die geestelike doop. En jy is dood en neem Christus aan deur die nuwe geboorte. En jy is wedergebore en gevul met sy gees. En hoe weet jy? Omdat jou lewe vergelyk met diegene van die Bybel, daardie apostels wat bekleed was met sy geregtigheid. Waarom kan mense dan nie wat aanspraak maak om Christene te wees, glo in tekens en wonders en goddelike genesing, die werking van die Heilige Gees nie? Wel, hulle behoort dit te doen. Die ding daarvan is, hulle het op 'n ander manier ingekom as die deur. As hulle die deur kom, sou hulle bekleed wees met dieselfde soort gees, hulle sou dieselfde soort lewe hê, sou dieselfde soort getuienis hê, hulle sou dieselfde mense wees. Nou jy neem baie keer mense wat op 'n ander manier opklim, sal daardie skandelike naam hê, sê dis 'n klomp holy rollers. Het julle geweet dis wat die apostels genoem is? Het julle geweet Johannes die Doper is as 'n wilde man verklaar? Julle geweet Jesus Christus het deur die Sanhedrin raad as 'n kranksinnige man verklaar. Nou weet ons jy is mal. Mal beteken kranksinnig. Weet julle al die apostels is kranksinnig verklaar? Maar ek hou van wat Paulus gesê het, volgens die weg wat hulle sekte noem, so aanbid ek die God van ons vaders. Omdat hy bekleed was met daardie selfde geregtigheid van die Here Jesus Christus. Dis wat dit vandag is, vriende. Soveel mense probeer inkom, maar hulle neem nie God se voorsiende ingang nie. En as jy enige ander weg volg behalwe Jesus Christus, toe die apostels in Jesus Christus ingekom het, die vroeë kerk in Jesus Christus ingekom het, het hulle die doop van die Heilige Gees ontvang. Dit het hulle ander mense gemaak, dit het hulle anders laat optree, anders laat lewe. Hulle lewe, hulle hele lewe is anders gemotiveer. Hulle het ander motiewe gehad. Hulle het ander doelwitte gehad. Alles wat anders was toe hulle in Christus ingekom het. Alles is anders wanneer jy in Christus inkom. Dit laat jou die wêreld verlaat, dit laat jou die dinge van die wêreld verlaat. Jy sal jou TV afskakel enige tyd om kerk toe te gaan op Woensdag aan, as jy ooit ingekom het op Christus. En daar 'n biduur is, wel is daar niks wat jou kan weghou van daardie biduur af nie. Wanneer die liefde van God wat in jou hart is, wat in Christus Jesus was, jou sal trek na die kerk. Wanneer jy daar kom en jy kry daardie oorvloedige vrede, is daar iets wat jou met alles wat in jou is, die lofpryse van God sal laat uitsing. Sien, ons kom op 'n ander weg as die deur. Mense kom in sê, wel, ek kom 'n baptis in. Het is goed om baptis te wees as jy deur die deur gekom en die kleed gekry het. Sê wel, ek's Katoliek. Dis steeds in orde as jy deur die deur kom en die kleed kry. Maar as jy nie deur die deur kom nie, sal jy verwerp word, en hy het gesê dit sou wees. En daar gaan baie van hulle daar wees sonder die kleed aan. So nou vriende, wanneer ons mense op straat neem, ons mense in die kerk inneem, en waar daar ook al is, laat hulle nie wegkom sonder om eers deur Jesus Christus te kom, om uit sy gees gebore te word. Kleed in sy geregtigheid, gevul met sy goedheid, en dan het jy 'n ware bekeerling tot Christus. Dis later as wat ons dink, ons moet werk, die tyd is werk, die boodskap is dringend. Het julle opgelet net in die wêreld voor die sondvloed, voor Noag, voor die eerste druppel reën uitgeval het Noag in die ark ingegaan. In die dae van Sodom, voor een vuur uit die hemel geval het, wat die engel vir Lot gesê het, maar kom hierheen, want ek kan niks doen voor jy daar uitkom nie. En toe die laaste van die verlostes uitgekom het, toe het die vuur geval.
Ons weet dat ons daar by die einde is van ons is reg voor die deur van 'n globale verwoesting. Ons weet dat daar nou in die loodse bomme hang. Het julle die Life tydskrif gelees? Dink ek was dit 'n paar dae gelede of weke gelede waar daardie generaal gesê het dat net die eerste een om sê meer te verhoor, dis dit die uitdrukking. En een van daardie bomme sou afskiet, wat gaan gebeur? Hulle hang al reeds daar, hulle is gereed. Hulle kan hulle met radar en sterre reguleer. Hulle kan een van Moskou af reg op Wynstraat daar laat val. Sunset Boulevard en Wyn. Presies op die plek, reg op die teken. Enige plek waar hulle een wil laat val, kan hulle dit doen. En ons sit net daar buite in die oseaan met hierdie groot skip. Ons het hulle net nou die dag gesien. Daardie duikboot het opgekom en hulle wou ons nie eers naby hulle laat kom nie. Met daardie radarbomme wat daar sit, hulle kan een reg op Moskou neersit op enige plek waar hulle dit wil sit. Nou wat? En van hierdie dae gaan iemand 'n glip sê en hulle gaan een trek en wanneer hulle trek gaan daar aan hierdie kant ook trek. Wat gaan die wêreld doen? Dit kan dit nie verduur nie. Sal 'n ontploffing en 'n skudding wees en daardie wêreld sal uitmekaar spat. En dit kan gebeur voor die son ondergaan vanaand. A great general speaking on the other day said the next war that takes place. Groot generaal het gepraat oor nou die dag gesê die volgende oorlog wat plaasvind sal net 3 minute lank wees. 3 minute, geen wonder die wetenskap sê dis 3 minute voor middernag nie. 3 minutes is all it will take to rock the world. 3 minute is al wat dit sal neem om die wêreld heeltemal uitmekaar te skud en dit op te blaas. Ons lewe op geleende tyd. Een of ander fanatikus gaan een van hierdie dae een van hulle afskiet. En wanneer hulle daar buite daardie afluisterplek en alles oor gespit, wanneer hulle daardie eerste fluit hoor uitgaan met daardie bom wat oorgaan, gaan hulle sin ook trek. Dan wanneer dit begin, gaan dit albei kante trek en hier kom hulle. Dit sal 'n konstante volledige skudding wees en hierdie wêreld sal in vulkaniese as verander. Dis al wat dit kan doen, dit kan dit nooit verduur nie. Wel, een van daardie bomme sal 'n gat in die grond skiet, 175 voet diep in 100 vierkante myl. En wat van omtrent 10.000 van hulle wat losgelaat word op die Verenigde State op een slag? Waar gaan uw lewe wees? Die wêreld sou nie daardie skok kon verduur nie. Selfs nou, tot die wetenskap sê dat die aarde uitswel in die middel. Julle het dit nou die dag hier gesien en hulle daarvan oor praat dat hulle die waters in die noorde het soveel voet gedaal op in die middel van die aarde liewer. Het raak dieper in die noorde en in die suide, want die aarde swel uit, die son gaan nie om sy wentelbaan soos dit altyd het nie. Alles dui op daardie koms van die Here. Ons is reg voor die deur. En onthou, voor een van daardie bomme kan val, moet dit nie vergeet nie. Jesus het gesê, soos dit was in die dae van Noag en die dae van Lot, so sal dit wees in die koms van die Seun van die Mens. En voor Noag, voor enige reën geval het, was Noag veilig in die ark. Voor enige vuur op Sodom geval het, was Lot buitekant. En voor een bom dit kan tref, sal die kerk tuis wees in heerlikheid ingegaan het. Wees seker, dan is hierdie net om te dink, vriende, as dit so naby is. Hoeveel nader is die koms van die Here? Want die Here kom voor dit gebeur. Herinner my aan 'n storieetjie. Een keer het ek, almal van julle weet, ek het altyd 'n paar beeste aangejaag en ek het gedink ek was 'n egte cowboy. En so ek onthou op 'n plaas waarop ons gewerk het, was daar die armoermaatskappy het dit besit eintlik en die beeste daar buite, hulle was gebrandmerk en ons het hulle laat wei. En so was daar die storie lui. Dit was voor ek by die plek gekom het, maar hulle het 'n klomp jong meisies gehad, die boer het, en hulle was hierdie los soort meisies in daardie dae. Ek dink ons het hulle flerries genoem, deesdae word hulle kabaret meisies genoem of iets. Maar in elk geval hulle was flerriemoeders is wat kabaretmeisies voortgebring het. Nou, wat gaan die kabaretmeisie voortbring? Dis wat ek wonder. Sal een van hierdie aande preek oor saai in die wind en maai die whirlwind. Dis wat ons gedoen het. Nou let dit op, dan voor dit die plaas is mooi gemaak en alles, want die Amer se seun was op pad om die plaas in die weste te besoek.
En hulle sou 'n lekker tyd hê. Natuurlik al hierdie meisies wou by die baas, die groot baas se seun aanlê, julle weet, hulle wou met hom trou. Wel, toe het hulle verstaan, hy soek 'n meisie. So hulle was mooi opgemaak daardie aand en hulle sou regtig 'n ou westerse ontvangs gee en hulle gewere af te skiet en 'n lekker tyd te hê. En hulle het toevallig 'n meisie daar gehad wat 'n niggie was. Haar mamma was dood en haar pappa was dood. En sy het nêrens gehad om heen te gaan nie, so sy het by haar oom kom bly. En van almal wat die werk moes doen, was sy. Die ander meisies het net die hele tyd opgesmik en sy moes al die werk doen. Julle, baie van julle het miskien al daardie ondervinding gehad, 'n weeskind. Dit herinner my aan die kerk van die lewende God, dis reg, wat uitgelag, die hele tyd bespot word. So sy het skynbaar geen klere gehad om mooi in te lyk toe die boer se seun gekom het, die eienaar se seun gekom het nie. So daardie aand het hulle baie groot partytjie gehad en sy moes agter in die werkerskwartiere bly. En so toe hulle almal uit die eetkamer uitgekom het na ete, wel het sy ingegaan en al die skottelgoed gekry en dit gewas. So dit was net die eienaar, meneer Amer se seun, wat uitgestap het aan die agterkant en gekyk het. En dit was waar, hy het gesoek na 'n meisie. En hy het daardie meisietjie opgelet, wat daar binne staan en skottelgoed was. Daar was iets omtrent haar wat echt gelyk het vir hom. 'n Paar dae se besoek het sy een aand die skottelgoed water uitgegooi agter in die plek. Na 'n moeilike dag se werk en sy het iemand oor sê, "Goeienaand." Sy het gekyk en dit was jong meneer Amer, hy het daar gestaan. En sy het die strooi oor haar voete getrek, sy was kaalvoet en sy het haar hoof gebuig. Sy het skaam gevoel. Hy het gesê, "Ek het jou dopgehou en ek het gevind volgens wat ek glo dat jy 'n deegsame jong vrou is." Gesê ek hier buite, gesê ek so siek en sat vir daardie spoggerige aangaandering van die stad in Chicago en so voort. Gesê ek het hier naartoe gekom om vir my 'n vrou te soek en gesê, "Jy voldoen net aan daardie spesifikasie." Oor haar het amper gegaan, 'n man van daardie kaliber vra vir haar 'n arme weeskindjie om met hom te trou. Dis omtrent hoe ek een aangevoel het toe ek die uitnodiging gekry het om na die bruilofsmaal toe te kom. Wil my hê, 'n man soos ek so 'n uitnodiging kry om na die Here Jesus toe te kom? Maar hy het my gevra. Ek kan my net omtrent voorstel, net omtrent gevoel soos sy het. Wie is ek? Maar hy het vir my gesê om te kom. En ek het gekom. Toe het hy vir haar gesê, hy het gesê, "Nou maak jouself gereed, 1 jaar van vanaand af sal ek terug wees om jou te kom haal." Gesê, "Sal jy met my trou?" Sy het gesê, "Wel natuurlik sal ek," maar het sy gesê, "Ek's nie waardig nie." Is dit nie omtrent hoe jy gevoel het nie? Ek's nie waardig nie, Here. Hy het gesê, "Moenie daarin dink nie. Ek soek nie na klere en dinge nie. Ek soek na deugsaamheid en ek wil jou vir my vrou hê. Sal jy wees?" En hy het haar gesoen. En dan hou julle toe die Here daardie soen op jou hart geplaas het, hoe jy gevoel het, o Christus. Hoe al my sondes weggewas en al my smarte, en hy het net iets anders gemaak. Hy het gesê, hy gaan my een aand na die bruilofsmaal toe bring. So hy het gesê, "Maak jouself gereed." Julle onthou die Bybel het gesê, en die bruid het haarself gereed gemaak. En die klere was die geregtigheid van die heiliges. Julle sien, so daardie meisietjie het 75 sent per week gekry, maar hoe gelukkig was sy daardie jaar. Net gewas en gesing, elke penny gespaar wat sy kon. Res van hulle dorp toe gegaan en nuwe pakkie sigarette gekoop en wat nog julle weet en hulle whisky en aangegaan, nuwe pakke kaarte en 'n lekker tyd gehad, maar sy het net gewerk. Hoekom? Sy het gereed gemaak, haarself gereed gemaak. En toe uiteindelik voor hy jou kon kry, het sy dorp toe gegaan en sy het die trourok gekry en die geld gekry wat hy vir haar gestuur het en die trourok gekry en teruggekom. En het daarin niggies haar gespot. Dis net omtrent hoe party van hierdie niggie denominasionele godsdienst, soos jy al die evangelie gesê het, julle klomp holy rollers. Ek het met 'n meisie gepraat hier nie lank gelede in Oregon. Sy het gesê sy het aan 'n ander denominasie behoort. Sy het gesê, "Wel, wie is in jou geselskap? As dit hulle sou wees wat in die hemel sou wees, sou ek nie daar wou wees nie." Ek gesê, "Jy hoef nie te bekommerd te wees tensy jy jou gesindheid verander nie, sien.
Ek het gesê, jy hoef nie te bekommerd te wees nie. Sy het gesê, al daardie geskree en aangaandery. Ek gesê, nou wag, aanbid jy vir Maria, die maagd Maria, voor God ooit die trourok vir haar so aantrek, moes sy die Pinksterdag opgaan en so vol van die Heilige Gees word, dat sy gesteier het asof sy dronk was. Jy kom nie in met enigiets minder nie, onthou dit net, ja meneer. En dit was soos julle dit doen, die moeder van God sien. Ek het gesê, as die maagd Maria na Pinkster toe moes gaan, en die Heilige Gees kry, voor so uit na die hemel kon gaan, sal jy nooit inkom met enigiets minder nie, onthou dit net, dit was die maagd Maria. O, dit is nie so nie. Ek het gesê, gooi die Bybel, hier is dit, en Maria was net saam met hulle in die boventrek. Sy het so vol van die Gees geraak, dat sy gedans het onder die Gees opgetreed, soos iemand wat dronk was. En jy dink, jy sal in die hemel kom met enigiets minder as dit? Jy sal dit nooit doen nie, ja meneer. Maagd Maria en al die rest van hulle moes die weg van die Here se paar veragte spot, so, ja meneer. Die mense spot en dan noem hulle klomp idiote. Paulus het gesê, en die weg wat sekte genoem word. Dis kranksinnig sien, sekte is een of ander sekte, kranksinnig, idiote. Nou, ons word dit genoem, want die bonatuurlike is so verskillend van die vleeslike dinge van die wêreld, dat dit mense laat dink, hulle is kranksinnig. Hulle het gesê, wel, Paulus het vir Agrippa gesê, ek is nie mal nie, hy, mal beteken kranksinnig, ek is nie mal nie, jy dink ek is. Maar volgens die weg wat sekte genoem word, aanbid ek die God van ons vaders. Dis hoe ek ook maak, ek hou daarvan, volgens die weg. Graag hande vat met Paulus, ek wil graag daar wees, daardie dag, wanneer ek hom gekleed sien in die geregtigheid van Christus, wanneer ek hom gekroond sien word, halleluja, ek wil dieselfde soort kleed aan hê wat hy gehad het, dis dieselfde soort wat my Here gedra het. Dis waarom ek nie skaam is vir die evangelie van Jesus Christus nie, want dis die krag van God tot redding. En alhoewel die evangelie het nie net in woord gekom nie, maar deur krag en demonstrasies van die Heilige Gees. Dis hoe die evangelie is, dis die woord gemanifesteer in ons harte. Nou hierdie meisietjie sê het gereed gemaak, sy het nie omgegee wat hulle het gelag, laat hulle lag as hulle wil, maar sy het geweet dat daardie soen daardie aand 'n seël beteken het. En so het ek ook, so het julle ook, en elkeen wat daardie soen van die Here Jesus gehad het, wat vir julle belofte gegee het, julle weet wat dit beteken, julle gee nie om wat die wêreld sê nie, as jou niggies jou wil bespot en sê, jy het jou verstand verloor, jy's oudtyds, gaan net voort, dis alles reg. Maak geen verskil vir haar nie, sy het net aan hoe gereed gemaak. Toe uiteindelik het die uur gekom, die son was in die ondergaan, so sy het haarself aangetrek, julle weet, en baie mooi gemaak, ook goeieste. Dis die uur waarin die kerk net nou behoort te wees, almal bekleed in sy geregtigheid, gevul met sy Gees, bemagtig deur sy wese wat wandel in die lig, wag op die koms van die Here. Daar was sy het haarself gereed gemaak en heeltemal skoon gemaak en gewas in die trourok aan. En weet julle wat, hoe nader het gekom het, hoe meer krities het haar niggies geraak. Hulle het gesê, jou arme klein onnozele dingetjie, wil jy vir jou sê dat as die Amer se seun met iemand sou trou, hy met iemand soos ons sou trou? Iemand wat in sy kringe sou pas, iemand wat geleerdheid het, wat 'n bietjie glans in hulle het. Sien, dis wat die kerk vandag dink, maar hoe ver heen is hulle? Dis reg, ver heen is hulle. En so toe naderhand het sy het gedink, hy het uitgestel, dit het later geword, en uiteindelik het hulle gesê, o, waar is hy? Dis wat hulle vandag sê, waar is daardie een? Ek het daardie goed 40 jaar gelede gehoor, hy sou kom, waar is dit? Het die Bybel nie gesê, hulle sou sê, waar is daardie koms van die Here nie? Alles net soos dit was in die begin af. Ons lewe daardie dag, vriende, laat ons nou moed skep, terwyl ons vergader is vanmiddag. Uitgaan met 'n nuwe moed, uitgaan om siele te wen, maak gereed, die koms is op hande. Voor konkreet het hulle almal haar omsingel, klein liedjies om haar begin dans gesê, o, ons sal met haar spot, julle weet, in die bruid gespeel as hulle voorgegee het bruid. Dit het die haar nie geplan nie, sê het die ou horlosie sien om te. Kry was dit net omtrent 1 minuut. Iemand het gesê, hey, ek het gedink, hy gaan hier wees op so en so tyd. Nie bekommer wees nie, hy sal hier wees, sê sy. Dis al wat ek wil weet, hy het beloof, hy sou hier wees, dis al wat ek wil weet, hy kom, dis al, wanneer, ek weet nie, maar hy sal hier wees. Net terwyl hulle die meeste gespot het en die al hierdie verskillende dinge van haar gesê het en haar geterg en haar bespot en alles het hulle die wiele oorkom.
Erdoe wat klap die ou knars van die sand onder die spyder, goeiste, sy het deur daardie drade gebars. Uit op die werf het sy gegaan. Wie was dit? Daar was sy aangetrek. Die koets was gereed. Sy het deur die klein pereel gehardloop op die punt van die werf soos daardie. Het uit die koets uitgespring en haar in sy arms geneem en hy het gesê, liefling, ek het mense gehad wat jou die hele jaar lank dopgehou het. Hoe ek so bly. Heilige Gees, die oë is op die mossie, ek weet hy hou my dop, dis reg. Heel jaar lank het ek jou dopgehou. Ek het jou deegte gesien, ek het die flankeer van ander mans gesien, ek het dit alles gesien, maar ek het gesien hy was getrou, dat het my hart laat swel om te weet, dat die vrou waarmee ek sou trou, echt was. God, laat dit ons getuies wees, laat dit ons begeerte wees vandag, lewe getrou aan Christus, wees getrou aan die oorroeping, wees getrou aan die Gees. En hy het haar in sy arms geneem en haar op die spyder gesit, die koets weggedraai en aan na Chicago, gesê, jy het gewerk en het gearbeid, jou klein handjies vol blaase, sal nooit weer blaase heen. Die goed waarin jy gebrek geleid sal jou nooit weer ontbreek nie, want een van die grootste huise wat gekoop kan word op Lakeside Ryland in Chicago, wag vir jou. Ons gaan nou trou en daar gaan woon in vrede vir die res van jou dae. So bly dat ons mag werk en arbeid in die spoeg van die buitewêreld kry en die fronts en die spotting en alles, maar eendag sal hy kom. O, ons sal saam met hom geneem word om hom met die lig te ontmoet. Daar die ou niggies het net daar gestaan en kyk, o, een van hierdie dae sal ons weggevoer word. God sal sy bruid wegraap, hulle wat die trourok dra. Ons buig ons hoofde. Here, soos dit nader kom, wie weet ons dat daardie klank nie voor die nag sal kom, die strydbaar wat kom om ons weg te neem nie. O, mag ons gereed wees, klere gewas in die bloed van die lam, geparfuum deur die evangelie en gereed om die bruidegom in die lig te ontmoet. Mag ons al sy woorde glo, soos die meisietjie sê het geglo dat elke belofte wat hy gemaak het waar was. En Here, ons glo dat elke belofte wat U maak waar is. Terwille van ons oortreding is U deurboor, terwille van ons ongeregtighede verbrysel die straf wat vir ons die vrede aanbring was op U, en deur die wonde het daar vir ons genesing gekom. O Here, aan hulle wat nou hier sit, wat siek en beproef is, mag geen belofte van God. O, mag die Heilige Gees inbeweeg, die kleed om hulle trek en sê, dis ek, kinders. Ek is die Here wat al jou krankhede genees. Ek is nou hier om al julle beproewinge weg te neem, om die siekte uit julle liggame weg te neem. Skenk dit, Here, mag hulle soos die meisietjie net so getrou aan eerbaar teenoor elke woord om dit te glo. Mag die Heilige Gees net nou elke persoon hier binne genees, want ek verklaar in die naam van Jesus Christus dat U hulle 2000 jaar gelede op Golgotha genees het. God, mag hulle almal genees en geseën word. En mag elke werker hier binne, of hy nou 'n prediker is, of hy nou traktaatjies uitdeel op die straat, of hulle hier buite werk om die koerant uit te gee, wat hulle ook al doen, Here. Hulle weet dat hulle werk nie te vergeefs is in die Here nie. Mag hulle net daardie goeie kleed van sy geregtigheid om hulle voel, mag hulle in die vreugdes van die Here ingaan. Kyk dit, Vader, mag hulle nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal hulle maai. Vader, as daar diegene hier is wat nie daardie kleed aan het nie, wat die erns sien dat hulle sal wees, die koning daardie dag hoor sê, hoe het jy hier ingekom? Jy het 'n voorbeeld gehad. Jy het my gelykenis gehad, jy het die boodskap gehoor, jy het dit in die woord gelees, jy het gesien wat hulle gedoen het, die eerstes wat deur die deur gekom het op Pinkster. Dis hoe hulle dit gekry het. Dis hoe hulle opgetree het, dis hoe, wat hulle gehad het. Dis die lewens wat hulle geleef het, en hier is jy hier, wat het die denominasionele kaartjie voor my probeer hou, of een of ander sekte of iets. Jy moet wedergebore word en gevul word met die Gees. O Here God, mag mense bewe sien dat dit ons in die laaste ure is en nie weet watter tyd ons Here mag kom nie. Skenk dit, Vader, mag hierdie 'n ernstige oomblik wees en mans besluite maak en vroue besluite maak. Jonk en oud wat nou besluite maak om te kom en bekleed te word met die geregtigheid van die Here Jesus.
Terwyl ons hoofde gebuig het, ons oë toe, as daar diegene hier sou wees wat nie daardie bruilofskleed aan het nie, al is julle genooi na die avondmaal. Maar julle weet, julle het nie daardie bruilofskleed nie, jy het nog steeds hiermee. Julle het nog steeds selfsugtigheid, julle kritiseer nog steeds die regverdiges. Julle kan nog steeds nie glo dat God se woord waar is nie. Julle dink sommige daarvan is waar omdat die Bybel so sê. Julle sê ander is onwaar omdat die pastoor so gesê het. En die Bybel het gesê dat elke mens se woord alleen wees en myne waar wees, het Jesus gesê. Julle dit steeds nie kan glo nie, sal julle kom en Jesus aanvaar as julle verlosser? As jy hom nie ken nie, sal jy jou hand opsteek, sê Broer Branham, dis ek. Binne buite hierdie gebou, waar julle ook al mag wees, steek jou hand op, sê, ek het nie daardie kleed aan nie. Moenie skaam wees nie, want dit gaan 'n groter verleentheid wees as ooit op daardie dag. God seën jou dame. Is daar nog een daar buite? Steek jou hand op, sê, ek's nie gereed nie, Broer Branham. God weet ek's nie gereed nie. Ek sal my hande opsteek na God. Agter in die agterkant, God seën jou meneer. Jy het nie daardie gees van sagmoedigheid en saggeaardheid aan nie. As hulle een kant van die gesig klap, kan jy werklik die ander draai. En jy het dinge wat jou pla. Jy sê wel, Broer Branham, ek het die Heilige Gees vir jare bely. Maar as die vrugte van die Heilige Gees nie daar is nie, dan het jy die verkeerde kleed aan. Die vrugte van die Heilige Gees getuig van homself. Dankie suster, jy daar sit selfs oud en grys, miskien 'n lidmaat van 'n kerk, maar tog hand opgesteek. Jy sê, Broer Branham, ek wil graag bietjie nagaan voor die Here kom. Ek sou nie in hierdie toestand gevang word nie. Sy so vol terwyl ons hoofde gebuig het en die broer gee ons net 'n akoordjie op die klavier. Ek wonder of julle hier langs sal staan en my net 'n paar minute saam met julle sal laat bid na die preek van hierdie boodskap. Sal jy nie nou net hierna toe kom nie, sit reg, staan net hier rondom die altaar sê, ek wil die kleed van die Heilige Gees aan my hê, Broer Branham, ek het dit nodig. Temptations lose their power when thou art near. I need thee, oh, I need thee. Every God bless you. Come now. Kom nou, buite, binne, waar jy ook al mag, kom nou hier na toe, dis reg, kom saam met die res. Kom reguit vorentoe, bring die man net nader. Buite ook, kom reguit nader, nou die altaar raak nou vol, hulle wat die kleed van Christus beaan, en maak nie saak in watter kerk jy behoort nie, dit het niks daarmee te doen nie, kom nou as jy nie bekleed is nie, mag jou laaste kans wees. Jy mag sê, Broer Branham, ek het 'n uitnodiging. Man, kry die kleed aan, jy het 'n uitnodiging, kom gee hom jou uitnodiging. Dan word jy verseël tot die dag van jou verlossing. Het jy hom nou nodig? Jy gaan hom eendag nodig hê. Hy het jou nou nodig. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee.
Terwyl die musiek speel en mense nog steeds kom net reguit in, dis reg. Van buite af kom reguit aan. Daar's nog plek aan die ander kant van die altaar hier oorkant as jy 'n bietjie sal oorskei. Reguit af na hierdie ander kant van hierdie ander kant af. Kom reguit in en kom na hierdie kant toe hier. Kniel om die altaar. Jy het 'n uitnodiging sekerlik jy het. Nou kom word verseël. Now, the scripture Ephesians 4:30 says this, grieve not the Holy Spirit. Nou die skrif Efesiërs 4:30 sê dit: bedroef nie die Heilige Gees van God nie, waardeur julle verseël is tot die dag van julle verlossing. Hoe lank? Tot die dag van julle verlossing. When you receive the Holy Ghost, you come inside. Like Israel, Wanneer jy die Heilige Gees ontvang, kom jy in soos Israel wat onder die bloed kom. Hulle was binne-in veilig beskerm van die buitenste pla van Egipte wat hulle sou vernietig. Kom nou in Christus in deur die bloed ontvang die bruilofskleed. Christus het jou 'n uitnodiging gegee om te kom. Miskien het jy dit gehou in een of ander kerk eerbiediglik vir jare. Kom nou, gee jou uitnodiging aan hom en word bekleed in sy geregtigheid deur sy Heilige Gees te ontvang. Sal jy nie kom nie? When thou art near, I need thee. Oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to you. Now, real reverently, while the music softly plays, I want to pray now. If all's finished Baie coming, eerbiedig terwyl die musiek saggies speel, wil ek nou bid as almal klaar gekom het. Nou onthou net, Christen vriend, hierdie mag die laaste geleentheid wees. the place where I'm staying, Die plek waar ek bly, tel ek die ambulans oproepe vandat ek daar is. Omtrent 12 dan nou is daar omtrent dag en nag 'n ambulans oproep. Within every 20 minutes. Binne elke 20 minute. Dink daaraan. O, ek het U nodig, Here. How long will it be before your time's up? Hoe lank sal dit wees voor jou tyd verby is? Jy weet nie wanneer nie. Moenie 'n kans vat hiermee nie, vriend. O, as jy hier is en jy weet jy's nie reg nie, het jy die Heilige Gees soveel keer uit jou hart bedroef That he doesn't deal with you dat hy no nie more? meer met jou praat nie. Ek sou bars met die swakste klein roepie. Julle weet sy Gees sal nie altyd met die mens streef nie. Eendag gaan dit ophou streef. Hy kan klop vir jou sê jy's verkeerd, klop vir jou sê jy's verkeerd. En jy bly dit weer naderhand, sal dit glad nie meer kom nie. Ek het gepraat met 'n jong meisie onder in die syde 'n tyd gelede in 'n baptiste kerk. Ek het daar agter in die gehoor sien sit en ek het gesê, jong dame na kerk of ek bedoel tydens die altaar oproep het ek gesê, sal jy nie jou lewe vir Christus kom gee nie? O, goeieste, sy het kwaad geword vir my. En na die diens het sy my by die deur ontmoet, sy het gesê, luister hier meneer Brennan. Sy het gesê, ek het nie daardie verleentheid waardeer dat jy roep en jou vinger na my wys nie. Ek het gesê, die Heilige Gees het vir my gesê om dit te doen. Ek het gesê, jy weet jy's nie reg met God. Sy het gesê, dis my saak, ek's te jong, het sy gesê, ek moet nog die lewe sien. Sy sê, jong dame, jy mag jou Here die laaste keer uit jou hart bedroef. Sy het gesê, my pa sê die jaken in daardie kerk. Ek het gesê, as jou pa pastoor was in daardie kerk, sou dit nie enige verskil maak nie. Die Heilige Gees roep jou, jy beter dit ontvang, daar mag het kom wat jy wil, en jy kan nie. En sy het my uitgelag, daardie klein geverfde lippies opgetrek en haar kop weggedraai so daardie parmantig en weggeloop. 20 jaar later was dit in Memphis, ek het in die straat afgekom en ek het na daardie selfde jong vrou gekyk uit 'n goeie huis, haar onderrok wat uithang in die straat afgegaan met 'n sigaret in haar mond. En ek het na haar toe gestap en gesê, hoe gaan dit? Sy het gesê, hallo prediker. En sy het so na my gekyk en haar, sy was half dronk, sy het gesê, kry 'n sigaret? Ek het gesê, skaam jy jou nie? Sy miskien hand in haar handsak gesteek en gesê, miskien sal jy 'n slukkie uit my bottel drink. Ek het gesê, skaam jy jou nie? Ek het haar aan die skouer gevat en ek het gesê, is jou pa steeds die jaken? Sy sê, ek het vir 'n jaar nie van hom gehoor nie.
Sy het gesê, ek wil vir jou iets vertel, prediker. Sy het 'n sigaret uitgekry, 'n stop welmmiddel daarin gesit, begin rook, haar senuwees het bedaar. Ek het op die hoek gestaan na haar gekyk, sy het gesê, jy weet wat jy vir my gesê het, daardie aand by daardie roosbosse. Ek het gesê, ek sal dit nooit vergeet nie. Sy het gesê, jy het vir my die waarheid vertel, gesê, jy kan dit sê waar jy ook al wil. Maar van daardie aand af, ek gaan nou 'n opmerking maak wat koue rillings in julle rug sal opstuur. Sy het gesê, van daardie aand af, het jy my die waarheid vertel dat dit my laaste oproep was. Sy het gesê, my hart was so hard dat ek my ma se siel in die hel kon sien bak soos 'n pannekoek en daaroor lag. Dit het my net verstom. Ek het net omgedraai en in die straat afgeloop gehuil. Ek kon dit nie help nie. 'n Goeie jong dame. Die Gees sal nie altyd met die mens streef nie. As jy die swakste klein roepie in jou hart het, bring. Kom hier na toe, hierdie is die plek. Nog een keer en dan sal ons bid. I need'n Baptiste pastoor, vriend van my, het haar begrafnis gepreek omtrent 5 jaar later. Sy is doodgemaak in 'n padkafee in 'n geveg. En toe haar ou vader hulle haar liggaam by die deur uitgestoot het sy sy arms om haar gegooi en gesê, haar gesoen. Gesê, tot siens skat, vir altyd. Vir altyd. forever. Vir altyd. I need thee. Oh, won't you come, friend? Sal jy nie kom nie, vriend? Every hour I need thee. Oh, bless me now. Lord Jesus, Here Jesus, met alles wat in my is, ek het die mense probeer vertel dat hulle bekleed moes word met die geregtigheid van die Here Jesus. many of them, Lord, no doubt, Baie van hulle, Here, sonder twyfel al reeds bekleed en gereed. Maar hier is baie rondom die altaar waar hier kniel. Hulle harte is nou sag. Dis sag genoeg dat hulle die Gees van God kan oorroep. En daar staan geskrywe, niemand kan na my toe kom as my Vader hom nie eers trek nie. Here they are around the altar, ready for the robe now. Hier is hulle om die altaar nou gereed vir die kleed. Sal u nie, Heilige Gees, teer sagmoedig, soos net u dit kan doen. U arm om hierdie kleintjies sit. Lead them into this experience of Lei in hierdie ondervinding in van die ware rykdom van God se liefde deur die Heilige Gees, wat hulle ewiglik sal verseël nie. then they'll have the assurance that they are Dan sal hulle die versekering hê dat hulle gereed is vir die koms. Deur die Heilige Gees is ons verseël tot die dag van sy koms. Grant it, Lord, while we humbly are waiting, singing Skenk dit, Here, terwyl ons nederig wag, liedere sing soos hulle het op die Pinksterdag liedere sing, om in die Gees aanbid, wag vir die Heilige Gees om op hierdie te kom. Bless them, Lord. They're the fruits Seën of hulle, the Here, Spirit. hulle is vrugte van hierdie boodskap, die produkte wat u Gees opgebring het na die altaar. He that will Hy come wat na to my me, toe I kom, sal will ek op in no geen wise manier cast him out. uitwerp nie. Here they are, Lord, at the door, waiting with the invitation in their hand. Robe each one, Lord. Hier is hulle, Here, by die deur, wat wag met die uitnodiging in hulle hand. Beklee elkeen, Here. Skenk dit, wees genadig, God, terwyl ons wag. Everyone in prayer. Almal in now gebed for nou these vir shirts. diegene hier. Draw me closer, closer, Lord. Let us sing in the Spirit now till we get the Holy Spirit on these people. Huh? Laat ons nou in die Gees sing tot ons die Heilige Gees op hierdie mense kry. Ek Thy healing power, Lord,
I commit them into thy hands, Lord. Grant it, Father, just as do for your glory, Lord. Grant it. Yes, Jesus. Bless Brother Matthew. Shall we stand, please? Give this brother a good second here again, Mark. I'll do that. Here, ek gee hulle oor in die hande, Here. Skenk dit, Vader, net hierdie. Doen dit, Here, tot die eer, Here. Skenk dit.